'n huis wat hy voorberei, daar in die hemel, is hartseer en trane vir ewig verby. Daar is 'n hemel vir jou en vir my. Goeiemôre en baie welkom weer vanoggend by ons Sondag stil word afspraak. As ons weer ons harte na die Here toe draai, sodat sy lewende woord ons harte kan aanraak en kan inspireer, en dan hopelik ook ons lewens blywend kan kom verander. Nou, ek wil saam met jou vanmôre kom dink oor 'n baie belangrike en 'n baie kosbare gedagte, en ek wil vir jou 'n prentjie voorhou, 'n prentjie wat Paulus kom skets, en ons vind dit in Hebreërs 12. Dis 'n pragtige prentjie. 'n Prentjie van 'n wedloop en ook van 'n paviljoen daarby. Daar is ook 'n skare van geloofsgetuies wat na hierdie wedloop kyk met groot verwagting en antisipasie. 'n Skare wat hulle tonge byt, hulle hande vryf en hulle asem ophou, terwyl hulle 'n wedloop stiptelik dophou. Dis 'n baie spesiale wedloop waarvan Paulus hier praat. Ek onthou toe ek 'n jong seun was op hoërskool. Ek was in die hoërskool Marenski, daar naby Tzaneen se wêreld. Ek onthou hoe ek uitgeblink het op die atletiekveld met wedlope soos die 100 en die 200 en die 400 meter nalope. En ek dink die mees senuitergende, maar ook die mees opwindende item was verseker die 400 meter wedloop. Die rede daarvoor is omdat die wegspringplek reg voor die hoofpaviljoen was, waar almal die volheid van die spanning en die drama kon beleef, soos die atlete opwarm op hulle plekke en uiteindelik hulle plekke inneem vir hierdie epiese wedloop. Ek dink selfs die afsitter was meer intens en dramaties, met al die oë wat in spanning op hom en op die atlete gerig was. En dan, dan het die woorde gekom, wat nou nog koue rillings teen my ruggraat laat afloop. En ook baie nagte het ek wakker geword en gedroom oor hierdie spesifieke oomblik wat my koue rillings laat gee het. Daardie woorde wat sê, op julle plekke, gereed, en dan in daai gereed posisie trek elke klein spiertjie slaggereed met bewende gereedheid, soos 'n pyl wat uit 'n boog moet skiet, trek hulle saam, met jou oë wat stip gerig is voor jou, in afwagting vir die skoot om te klap, wat jy met millisekondes in jou gedagtes bereken. Al die drama ontvou wanneer al die snellers getrek word en elke spier ingespan word en elke tree van 400 meter te maak tel om die wedloop met vernuf, strategie en deursettingsvermoë te wen. Die laaste 100 meter word alle krane oopgedraai, terwyl jy die skare hoor skree in die verte, soos hulle jou aanmoedig. Dan gaan elke enkele kilojoule gebruik word en nie een sal gespaar word om alles, ek bedoel alles in die stryd te werp om die oorwinning te behaal, met die oog stip gefestig op die wenpaal, wat met die laaste pynlike meters, as alle rooi ligte binne in jou wese aangaan, as alle engines in die rooi gedruk word, om millisekonde verskille te kan maak, wanneer jy oor die wenstreep met 'n beerende bors jouself na vore werp, om triomfantlik deur die wenpaal te seil.
Hierdie is die prentjie wat ek sien wanneer ek hierdie aangrypende teks lees, waarin Paulus ons lewenswedloop hier op aarde beskryf, soos ons elkeen hardloop om die wenpaal van die ewige lewe te kan bereik. Kom ons lees dit vanmôre uit Hebreërs 12 vers 1 en 2, waar Paulus hierdie mooi prentjie skets. Met so 'n magtige skare, sê die Nuwe Lewende Vertaling. Met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou. Kom ons stroop alles wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kan kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, sê Paulus. Met ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volëinder van ons geloofswedloop. Hy, Jesus, ons redder, ons Here, het ter wille van die blydskap wat daarvoor vir hom gewag het, die kruis vir jou en vir my verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Hy het alles in die stryd gewerp vir jou en vir my, sodat ek en jy hierdie geloofswedloop kan hardloop, om die wenpaal te bereik en die beloning vir die oorwinning te kan kry. Ek wil vandag hê dat jy deur hierdie eenvoudige prentjie moet besef, vandag, dat daar werklik 'n wedloop is vir elkeen wat op aarde leef. As jy dit nie besef het nie, dis reël. Ek wil hê jy moet dit vandag besef. Ons almal is in hierdie wedloop, of jy dit wil weet of nie, dis reël. Die hemel en die hel is reël. En elke tree, elke dag tel en maak 'n verskil om die oorwinning te kan behaal. Ek wil hê jy moet vandag besef dat daar toeskouers is, en dit is ook reël. Nie net die mense hier op aarde wat met antisipasie na jou lewe kyk en jou dophou nie, maar ook jou voorouers, jou familie en vriende wat alreeds weg is en daar op die paviljoen van die hemel sit, saam met die engele en die geloofshelde, wat hulle asem ophou, dat jy sal aanhou en uithou tot aan die einde, en nie eers sal opgee of gediskwalifiseer sal word van die wedloop en van die oorwinning nie. Mense wat met liefde jou lewe bekyk en dophou, soos wat jy hardloop elke dag in hierdie wêreld, in hierdie wedloop. Dit bring ons by die tweede belangrike geestelike uitspraak vandag. Kom ons stroop alles wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kan kry. Dis die vermaning in vanoggend se boodskap. Dit is die waarskuwing waarna ek en jy vandag moet luister. Sonde maak ons nie net traag en stadig nie, maar kan ook maak dat ons die wedloop kan mis, dat ons gediskwalifiseer kan word. Kom ons lees vinnig 2 tekste oor sonde en die effek daarvan in ons lewe. Die eerste teks lees ek vanoggend uit Hebreërs 10 vers 26 tot 29. En luister gou mooi wat sê Paulus oor sonde. Hy sê, as ons opsetlik bly sonde doen, nadat ons die volle waarheid leer ken het, bly daar geen offer vir die sonde oor nie. Al wat oorbly is 'n vreeslike verwagting en vooruitsig van God se oordeel. Ja, 'n gloeiende vuur wat God se vyande gaan verteer.
Vers 28 sê, enige persoon wat die wet van Moses verbreek het, is op die getuienis van 2 of 3 mense, sonder enige begenadiging doodgemaak. Dink net hoeveel swaarder sal die straf van daardie mense wees, wat die Seun van God onder hulle voete vertrap, en die verbondsbloed, waarmee hulle geheilig is, met minagting beheen het, en die gees van genade beledig het. Die ou vertaling sê, die gees van genade gesmaad het. Sonde kan maak dat jy die Heilige Gees bedroef, dat jy die Gees kan smaad. Efesiërs 4:30 praat van hierdie selfde ding, wanneer hy sê, en dis weer Paulus aan die woord, hy sê, ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie, moet hom nie bedroef nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees, lê julle waarborg, dat julle God se verlossingsdag sal kan belewe. Onthou, verlossing het nog nie plaasgevind nie. Dit gaan gebeur, wanneer Jesus kom op die wolke. Mag ek en jy dit beleef, en die waarborg daarvan is 'n Heilige Gees in ons harte, wat ons nie moet bedroef nie. Ek sluit af met die mooi prentjie van die wenpaal, om jou en my te inspireer, om voluit te hardloop, en alles in die stryd te werp, vir die wenpaal, en vir die oorwinning, wat daar lê vir jou en vir my, aan die ander kant van die dood. Hoe lyk die wenpaal? Hoe lyk die oorwinning? Kom ek lees vir julle nog 'n beautiful prentjie, hierdie keer uit Openbaring 2. Elkeen wat kan hoor, sê Openbaring 2 vers 7. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. Elkeen wat aanhou tot aan die einde en oorwin, sal ek laat eet van die boom van die lewe, wat in die middel van die paradys van God staan. Mag die Here ons help, deur sy Heilige Gees, deur die bonatuurlike krag van sy Heilige Gees wat binne in ons woon. Mag hy ons help om nooit ons oë van hom af te haal, soos hy wag vir ons by die wenpaal nie. Soos hy ons aanmoedig elke dag deur sy Gees, mag ek en jy die oorwinning behaal en die vreugde smaak, wanneer hy vir ons 'n vrug pluk van die boom van die lewe, sodat ons daarvan kan eet en vir ewig by hom in sy heerlikheid en sy koninkryk, die koninkryk van die hemele, kan wees. Mag die Here jou seën met hierdie boodskap vandag, om voluit jou wedloop te gaan hardloop. Daar is 'n hemel vir jou en vir my. My hart het vrede, want hy het my gered. Ek kyk na die hemel, ek's die koning se kind. Soos die lewe verbygaan, kyk ons uit na die dag, as hy kom op die wolke, wat 'n heerlike dag. Daar is 'n hemel, verwag as ons eendag moet huis toe gaan. Daar is 'n tuiste, 'n huis wat hy voorberei. Daar in die hemel is hartseer en trane vir ewig verby. Daar is 'n hemel vir jou en vir my. Daar is 'n hemel, as ons eendag moet huis toe gaan. Daar is 'n tuiste,
jou en vir my.